Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om weer op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 11 April 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. En ek praat uiteraard eers met myself. Wil jy en ek ook ons dae vermeerder? Nou, ek dink dis 'n baie goeie vraag om te vra. Wie van ons wil nie lank en gelukkig lewe nie? Ek dink dit is by elkeen van ons 'n behoefte en 'n begeerte om inderdaad 'n lang en gelukkige lewe hier tydens ons kort aardse bestaan te hê. Dis nie dat die wyse Salomo vir ons in Spreuke 3 vers 1 en 2 sê: My seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar. Ek sal nou oorgaan na vers 2 toe. Kom ons praat net gou oor hierdie gedeelte. Vergeet my onderwysing nie. Dit wat die Bybel vir jou en vir my leer, is 'n voorvereiste sodat ons daar vermeerder kan word. En dan baie belangrik, ons moet die gebooie van die Here onderhou. Elke gebod wat in die Bybel is, moet ons onderhou. Dis nie laat Johannes 14:15 vir ons sê: As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ons moet die gebooie, soos dit opgeteken staan in die Nuwe Testament en uiteraard ook in die Ou Testament, hoewel ons vrygestel is van die straf, maar die beginsels is nog net so van toepassing op jou en op my. Dit moet ons leef, ons moet dit onderhou. Dis deel van God se onderwysing vir jou en vir my. En dan sê hy in vers 2, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Lengte van dae, jare van lewe en vrede. Met ander woorde, jy sal gelukkig wees. Daar's 'n rustigheid in jou en in my. Ons het nie nodig om ons te bekommer en te kwel oor enige iets nie, want ons koning is in beheer. En dan sal ons daar vermeerder word. Wat 'n voorreg om te besef dat as ons reg lewe, sal die Here ons lewens verleng. Luister 'n bietjie wat sê Spreuke 10:27. Die vrees van die Here vermeerder die dae, maar die jare van die goddelose word verkort. Die vrees van die Here, as jy en ek in 'n respekvolle verhouding met die koning van alle konings staan, dan sal hy ons daar vermeerder. Met ander woorde, as ek en jy sy kind is en ons onderhou daardie gebooie, want dis God se voorvereiste. Dis wat die Bybel ons leer, dat ons dit moet leef. Wat is die sin daarin? Dat ons net hoorders is en nie daders is nie. Ons moet gaan doen wat in die woord van God staan. Elke gebod, en ja, 1 Johannes 5 vers 3, my gebooie is nie swaar nie. Ek en jy kan, liewe mense, ek wil jou bemoedig, ek en jy kan daardie gebooie gaan leef, soos dit opgeteken staan in die onfeilbare woord van God. Dit bly net 'n keuse wat jy en ek daarmee gaan maak, want dit is nie swaar nie. Gaan lees maar self 1 Johannes 5 vers 3. Liewe mens, kom ons kom by daardie punt waar ons waarlik in so 'n intieme verhouding met die Here staan, dat ons nie moet nie, maar dat ons wil, volgens sy wil, soos opgeteken in sy onfeilbare woord, wil lewe. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.